Goeiedag, baie welkom by Joy Radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag hier in die program Ontsluit die Woord praat ons oor identiteit. Elkeen van ons het 'n bepaalde identiteit wat die Here vir ons gegee het en daarom moet ons in ons lewe leer dat ons vanuit hierdie identiteit wat die Here vir ons gee, moet lewe, moet funksioneer en dat ons lewenswyse ook gekoppel moet word aan ons identiteit. En ons identiteit is nie staties nie. Met ander woorde, dit is nie dat dit altyd in alle aspekte dieselfde bly nie. Nee, daar's sekere areas in ons lewe wat met die tyd groei en verdiep en waar ons in ons lewe dan al meer verander om gelykvormig te word aan die beeld van ons Skepper. En daarom moet ons weet dat ons identiteit in die eerste plek gekoppel word aan God en dat ons vanuit ons verhouding met die Here ons identiteit beter kan verstaan en ook beter kan weet wie ons is en wat die Here van ons verwag. Ons word so deur die samelewing bombardeer oor identiteit dat ons soms onwetend, onbewus en soms dalk doelbewus ons identiteit aanpas by die tydsgees, ons identiteit aanpas by dit wat rondom ons gebeur. En sonder dat ons weet, boet ons onsself in, perk ons onsself in, deur nie met die volle vryheid wat die Here vir ons gee te lewe nie, maar lewe ons dan volgens die verwagtinge van mense en dit wat 'n werk van jou verwag of jou familie van jou verwag of wie ook al dit is wat 'n etiket op jou plak. En wanneer ons mense toelaat om 'n etiket op ons te plak, soos die Engelse sê ons te label, dan gee ons vir die mense ook die reg om ons te definieer in terme van ons identiteit. Maar wanneer ons weet dat ons met die merk van Jesus op ons voorkoppe leef, soos ons in Openbaring lees, kan ons nie anderster as om ons identiteit heeltyd geanker te hou in die Here Jesus Christus nie. Dit maak 'n mens moeg as die samelewing sekere dinge van ons verwag. Dit maak ons moeg as jou werk, jou familie, vriende, mense rondom jou dinge van jou verwag wat nie eie aan jou is nie. Dinge van jou verwag wie jy nie regtig is nie en dinge waaraan jy dan jouself na vore moet bring om hulle tevrede te stel. En die probleem dan daarmee is dat jy so besig is om ander mense tevrede te stel dat jy al hoe minder die persoon word wat jy veronderstel is om te wees. En dit beteken dan ook dat ons roeping versaak, dat ons die roeping wat die Here vir ons gee afskeep en soms laat afwater en dan gebeur dit dat ons nie regtig gehoorsaam is in dit wat die Here van ons verwag en wie God wil hê ons moet wees nie. En ons moet weet dat die Here vir ons krag gee om te word wat hy wil hê ons moet wees. En hierdie krag lees ons in Efesiërs hoofstuk 1 ook, is dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. En dit is die inwerkende krag van die Heilige Gees wat in elkeen van ons funksioneer en werk. En ons identiteit word dan deur die Heilige Gees vir ons geskep, word deur die Heilige Gees vir ons gegee. Die oomblik wanneer ons die Here Jesus in ons lewe aanneem, word ons eintlik die persoon wat die Here ons gemaak het om te wees. En hierdie gebeurtenis, hierdie identiteitsvorming is die werking van God in ons lewe. Teenoor die wêreld kry ons natuurlik die boeke en die sprekers en motiverende praatjies wat mense lewer om ons te help om ons identiteit te vind, wat ons help om aan sekere dinge te werk, om nie 'n swak selfbeeld te hê nie en so aan. Maar wanneer ons kyk na wat God doen, dan kom die Here en hy anker ons identiteit. Die Heilige Gees anker ons identiteit in Christus. Ons word eintlik, soos Jesus sê, ingeënt in die wingerdstok wat ons lees in Johannes. Ons word in die wingerdstok ingeënt sodat die lewe wat in die wingerdstok is ook kan oorvloei en uitvloei na ons toe en laat ons lewe lei op grond van wat die wingerdstok natuurlik dan bepaal. So wanneer ons gaan kyk na die wêreldse manier van kyk na selfbeeld en identiteit, dan sien ons dat die wêreld ons leer dat dit wat met ons gebeur kan bepaal hoe ons oor onsself dink. Slegte dinge kan maak dat ons sleg oor onsself dink. Goeie dinge kan maak dat ons goed oor onsself dink. Hartseer dinge kan 'n impak op ons hê, verliese,
werksomgewing kan 'n impak hê oor hoe ons na onsself kyk. 'n Werk kan jou goed laat voel oor jouself ook of sleg. En wanneer die werk ons oor onsself sleg laat voel, kan dit wees dat ons ook ons selfbeeld vanuit daardie posisie gaan probeer verstaan. So wat vir ons belangrik is om te weet dat die wêreld definitief 'n invloed het op die manier wat ons identiteit gevorm word, die manier wat ons groot word in ons huis, die manier van ons opvoeding, die mense wat ons in ons lewe ontmoet het, dit wat mense in ons lewe ingespreek het en dit wat met ons gebeur het in ons lewe. Alles kan natuurlik 'n effek hê op ons selfbeeld en hoe ons na onsself kyk. So ons weet dat die Here vir ons hierdie krag gee sodat ons reg moet leef. En wanneer ons die krag van die Here het, kom ons op die punt wat ons in ons lewe ook op 'n manier lewe wat vir God aanvaarbaar is, op 'n manier lewe wat die Here van ons verwag. Dit bring ons dan natuurlik by 'n geloofslewe wat deur die Here gedryf word, wat ons help om te onderskei tussen wat is 'n ware identiteit en wat is 'n valse identiteit? Wat is 'n ware selfbeeld en wat is 'n valse selfbeeld? In die sielkunde praat jy van 'n valse beeld wanneer jy jouself op 'n manier sien wat nie waar is nie en wanneer jy dinge probeer in jouself raak sien of in jouself probeer doen wat nie eintlik regtig eie aan jouself is nie. Maar 'n ware identiteit gevorm word oor dit wie jy regtig is, jou eienskappe, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy dink en hoe al daardie aspekte natuurlik na vore kom. So ons kan ook in ons geloofslewe 'n valse beeld van onsself hê. Ons kan byvoorbeeld kerk toe gaan en dinge doen van die kerk en geloofsake bywoon, Bybelstudiegroep, kleingroep na toe gaan, ons stilte hou elke dag. Maar ons kan dit doen omdat ons vir ons 'n selfbeeld wil skep wat ons eintlik net sis, wat ons eintlik net vrede stel sodat ons dink ons geloofslewe is in plek. So 'n valse selfbeeld in die geloofslewe is baie gevaarlik want dit kan beteken dat ons eintlik nie 'n verhouding met die Here het nie, want wanneer ons nie 'n verhouding met die Here het nie, het ons definitief 'n valse identiteit wanneer dit kom by ons geloof. So ons identiteit in God word absoluut gekenmerk deur 'n verhouding wat ons met die Here het. Want die Here leer vir ons om vanuit hierdie verhouding te leef. Soos ek vroeër gesê het, die Heilige Gees ent ons eintlik in die identiteit van Christus, die oomblik wanneer ons Jesus aanneem. Om bewerk die Heilige Gees iets, verander ons in die binnekant en kom omskep en omvou ons sodat ons gekoppel word aan dit wat God van ons vra. So dit kan gebeur in die wêreld dat dinge ons terughou, dat daar dinge in ons lewe gebeur wat sleg is en dat mense in die wêreld obsessief is met etikette. So dit kan wees dat mense ook 'n etiket om ons nek kom hang en ons wil kom verklaar volgens hulle eie beeld of identiteit. En dit kan veroorsaak dat ons soms voel ons is verlore, dat ons voel dat die rol wat ons speel nie regtig reg is nie en dat ons half voorgee wie ons dan regtig is. Maar wanneer ons uit 'n verhouding met die Here leef, is ons identiteit geanker in hom, vas in hom en leef ons vanuit hom. Daarom dat Paulus ook bid in Efesiërs hoofstuk 3 dat die Efesiërs gemeente innerlik krag sal kry, dat hulle innerlike menskrag sal kry, sodat hulle kan besef hoe ver, hoog, wyd en diep die liefde van Jesus Christus in hulle lewe strek. Want ons identiteit word ook vir ons gevorm deur die liefde van God, word vir ons gevorm deur God se genade, word vir ons gevorm deur die Here wat ons aanvaar soos ons is, word gevorm wanneer die Here ons nuut maak en ons identiteit word al sterker soos wat ons meer begin glo wat God vir ons in sy woord leef en leef ons al hoe meer volgens die identiteit wat die Here in sy woord vir ons beskryf. So die Here het aan ons groot en wonderlike beloftes gegee en hy het vir ons geskenke gegee, gawes gegee om ons in staat te stel om nee te sê vir elke versoeking. So wanneer ons die regte identiteit het, kan ons nee sê vir dit wat verkeerd is, want ons leef dan volgens die identiteit. Dink maar byvoorbeeld aan 'n pa wat sy kinders grootmaak of 'n ma wat die kinders grootmaak en vir hulle sê dat hulle familie 'n spesifieke identiteit het en dat hulle familie volgens sekere reëls lewe en hulle self op 'n sekere manier gedra. So 'n kind wat in so 'n huis groot word,
leef dan volgens die identiteit wat pa en ma vir hulle gee. En pa en ma help hulle dan om vanuit hierdie sterk identiteit te lewe en te funksioneer. Net so, en hoeveel te meer, gee die Here vir ons genoeg riglyne van hoe om te lewe en kan ons in ons lewe baie makliker dan nee sê vir dinge wat verkeerd is. Want wanneer ons God se kinders is en aan hom behoort en in 'n verhouding met hom leef, kry ons al meer die karakter van God. Word ons al meer vernuwe om gelykvormig aan Christus te wees, aan ons Skepper. Paulus beskryf dit in Kolossense hoofstuk 3, dat ons daagliks moet vernuwe na die beeld van ons Skepper. So ons begin dan die karaktereienskappe kry van God en dit wat God wil hê ons karaktereienskappe moet wees. Dink 'n bietjie aan hoe mense in die tyd van vandag ook vashou aan titels, hoe hulle self wil verduidelik in terme van 'n posisie of gesag of status wat hulle in die lewe het. Dink maar aan mense wat graag hierdie titels en status ander voorhou sodat wanneer mense met hulle praat, hulle onmiddellik moet weet dat iemand die bestuurder van 'n maatskappy is of die baas iewers of iemand wat baie geld besit en baie personeel het om wat vir hulle werk. So baie mense hou daarvan om in die samelewing hierdie etikette om hulle eie nekke te hang. Dink ook aan die sosiale media, dink wat mense doen op Facebook en op Instagram en op TikTok en al hierdie platforms waar mense hulle self bemark en hoe goed hulle self laat lyk. Deel van 'n beeld wat hulle van hulle self wil uitstraal. Maar wanneer ons aan die Here behoort, is daar net een beeld wat belangrik is en dit is God se beeld. Dit is die beeld wat God van ons verwag en wat die Here van ons wil hê. So gaan dink ook 'n bietjie dieper. Wat is regtig die karaktereienskappe in jou lewe wat die Here wil hê jy moet uitleef? Wat is die vorm van jou identiteit wat God vir jou gegee het? Het jy dit al ontdek? Het jy al daarop ingegaan en gaan kyk wat dit regtig vir jou beteken dat jy God se kind is? Johannes 1:12. En almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Met ander woorde, jy het reeds die identiteit as kind van God. En omdat jy die identiteit het as kind van God, word daar ook 'n klomp dinge daarmee saam vir jou gegee. Jy het 'n nuwe lewe, jy's 'n mens wat 'n nuwe lewe het. Jy word 'n mens wat aan God behoort. Jy word 'n mens wat nie meer beheer word deur sonde nie. Jy word iemand wat praat oor die Here. Jy word iemand wat getuig. Jy word iemand wat ander mense na Jesus toe lei. Jy word iemand wat empatie toon, wat vir mense jammer kry, wat uitreik na mense in nood. En so kan hierdie lysie kan ons aangaan en aangaan met al die eienskappe wat ons by die Here ontvang. Dink ook mooi hoe die Here jou definieer. Dink mooi oor hoe die Here jou sien. Want die Here hang nie 'n etiket om jou nek nie. Die Here bewerk 'n identiteit vanuit jou binneste. So kry jy swaar, gee die wêreld vir jou probleme, het jy probleme by jou werk, het jy swaar tye waardeur jy moet gaan, verlies het waardeur jy moet werk, of is daar 'n klomp dinge wat geweldig van die buitekant af druk op jou plaas en al meer druk op jou plaas. En dan moet jy vandag onthou dat jy in na God se beeld geskape is. En die Here is tevrede met jou. Genesis 1:27, Psalm 139:14. Jy het my kunstig in mekaar gewewe in die skoot van my moeder. Die Here het jou gemaak. Die Here het jou lief. Daarom moet ons onthou dat wanneer ons eksterne omstandighede ons lam maak, ons moeg maak, moet ons een ding onthou. Niemand kan ons identiteit in Christus wegneem nie. Niemand kan dit wegneem dat ons volgens God se beeld geskape is nie. Niemand kan enige iets doen, enige druk op ons plaas van buite af, hoe konstant ook al, sal veroorsaak dat ons uit God se liefde uit sy hand geruk sal word. In Romeine 8:31 en verder sê Paulus baie duidelik, niks kan ons uit God se liefde verwyder nie. Niks kan maak dat ons van God se liefde geskei word nie. So daarom, wanneer ons identiteit begin leef, wanneer ons karakter begin verstaan,
dan begin ons besef dat ons nie 'n enkele oomblik agteroor kan sit nie, dat ons nie kan gaan sit en dink dat alles van self gebeur nie, dat ons kan nie gaan sit en dink ons het 'n identiteit in Christus, so nou hoef ek net Sondag na die kerk toe te gaan en ek hoef net my stilte tyd te hou en ek hoef net Bybel te lees en te bid en dan is die res reg in my lewe. Petrus leer ons in 2 Petrus, moenie 'n enkele oomblik agteroor sit nie. Sorg dat julle geloof in Christus elke dag sterker word. Met ander woorde, boonbehalwe dat jou geloof sterker word, gaan jou identiteit ook meer groei en ontwikkel wanneer jy geestelik aktief is, wanneer jy geestelik wakker word en die Here aanbid en die Here begin dien, gaan dit ook in jou lewe 'n groot verskil maak. Petrus sê, in die eerste plek, wanneer jy die identiteit in Christus het, en wanneer jy in jou geloof sterker wil word, moet jy jouself inspann om die regte dinge te doen. Sodat wanneer ons dit begin doen, wanneer die wêreld op ons druk plaas, wanneer dinge rondom ons moeilik gaan, ons altyd sal weet dat ons slegs die regte ding sal doen. Dat ons volgens die regte maatstawwe sal optree en dat ons volgens die regte lewensbeginsels sal lewe, ten spyte van wat rondom ons gebeur. Want onthou net wat ek gesê het, ons identiteit is vas in Christus. En ek weet nie van jou nie, maar baie keer in my lewe het ek dit net nodig dat iemand my hieraan moet herinner, dat iemand vir my moet sê, weet jy is 'n kind van God, weet jy is in hom gevestig, jy is in hom geanker. En daarom wil ek dit vandag vir jou sê, en vir jou daarin herinner, dat jy moet weet, dat jy die regte dinge kan gaan doen. Petrus gaan verder en hy sê dat wanneer ons aan Christus behoort, wanneer ons sy kinders is, gaan daar ook 'n volgende ding outomaties gebeur, want saam met hierdie ywer om die regte ding te doen, gaan daar ook kennis. So dis verskriklik belangrik dat ons kennis van die Here natuurlik moet bou, dat ons moet groei in ons kennis, dat ons al hoe meer moet lewe in afhanklikheid van die Here, al hoe meer moet lewe om gehoorsaam te wees aan die Here en op so 'n manier te lewe dat die Here al die eer en die heerlikheid daarvoor sal ontvang. So kennis van die Here is baie belangrik. Ons moet leer dat ons in hierdie kennis moet groei, dat ons moeite moet doen, dat ons kennis van die Here meer moet word. Ons moet Bybel lees. Ons moet regtig die woord van die Here bestudeer en stil word en gaan kyk wat binne in die Bybel staan. Ons moet die boeke lees. Ons moet die woorde van Jesus gaan lees. Ons moet Jesus beter leer ken. Ons moet gaan leer wat Jesus alles geleer het, wat hy alles gesê het terwyl hy op aarde was en wat hy ook alles gedoen het. En ons moet met daardie kennis moet ons lewe, want hoe meer kennis ons van die Here het, hoe meer en beter gaan ons identiteit verstaan. Hoe meer ons Jesus leer ken, hoe beter gaan ons identiteit verstaan, hoe sterker gaan ons word in ons karakter en in ons persoonlikheid, en hoe meer gaan ons ware identiteit in God begin verstaan en ook daaruit lewe. So vir Petrus gaan dit daaroor dat ons seker moet maak dat ons God goed ken. En daarom wil ek ook vir jou sê, dis vir jou net so belangrik dat jy die Here in jou lewe goed moet ken. Jy moet in 'n lewende verhouding met die Here lewe en jy moet in jou lewe seker maak dat jy weet wie die God is wat jy aanbid, wat hy alles vir jou doen, wie hy is, sodat jy ook kan ontdek wie jy is. Petrus gaan verder, want hy sê dan, wanneer ons hierdie kennis het, gaan ons selfbeheersing kan toepas. En gaan ons dit regkry om onsself in baie meer situasies te beheer te neem oor ons liggaam, beheer te neem oor dit wat ons liggaam soek, die sondige begeertes, om beheer te neem daaroor en die liggaam te dissiplineer om nie in sonde te val nie, om sterk te staan teen sonde, om selfbeheersing toe te pas wanneer die wêreld met ons lelik is, om selfbeheersing toe te pas wanneer ons in ons gesin onder druk verkeer, om onsself te beheer en seker te maak dat ons nie vanuit ons sondige natuur reageer wanneer ons in konflik staan nie, maar dat ons vanuit ons identiteit in Christus sal lewe en dat ons onsself sal keer
dat ons nie 'n ander identiteit aanneem wanneer ons in konflik of wanneer ons seer het nie, maar dat ons so sal beheer sodat die vrug van die Gees Galasiërs 5 van selfbeheersing ook in ons lewe na vore sal kom. Want deel van ons identiteit is dat die vrug van die Gees in ons lewe moet wys waarvan ons lees in Galasiërs hoofstuk 5 wat praat onder andere van liefde en vrede en vreugde, geduld, hartigheid, nederigheid en selfbeheersing en so aan. En wanneer ons identiteit in Christus het, is daardie vrug natuurlik voorop in ons lewe. En is dit nie iets om aan te gaan werk in ons lewe en om seker te maak dat ons dit doen nie. So, Petrus sê, span jouself in om die regte ding te doen. Die tweede wat hy sê, is jy moet God beter leer ken. Die derde wat hy sê is, daarom kan jy selfbeheersing toepas en moet jy nie toelaat dat sondige begeertes julle ooit onderkry nie. En dan gaan hy verder en hy sê, saam met selfbeheersing gaan standvastigheid. En dit is wat ons nodig het, stabiliteit in ons lewe. Daar's soveel onstabiliteit in die wêreld, onstabiliteit by die werk, onstabiliteit in gesinne, onstabiliteit in ons samelewings, dat ons by die Here moet leer wat dit beteken om standvastig te wees, om stabiel te wees, om met ons voete op die grond te staan en nie meegesleer te word wanneer die wêreld rondom ons mal raak en wanneer die wêreld rondom ons dinge doen wat nie vir die Here aanvaarbaar is nie, maar dat ons met die nodige stabiliteit en vreugde en liefde en geestelike ankers sal lewe. Want hierdie standvastigheid gaan beteken dat ons aanhou glo, maak nie saak wat met ons gebeur nie. Maar nie net dat ons aanhou glo nie, maar dat ons ook sal sterk staan in die Here, dat ons met volharding sal lewe, dat ons sal volhard en dat ons ten spyte van moeilike omstandighede sal geanker bly in die Here en vas aan hom sal wees en elke dag sal lewe soos wat hy van ons vra. Petrus gaan verder, hy sê saam met standvastigheid gaan 'n lewe wat die Here verheerlik, wat God verheerlik. En wanneer ons God verheerlik, maak ons sy naam groot in alles wat ons doen. En hierdie word ook natuurlik gebore vanuit ons identiteit in Christus, want wanneer ons God se identiteit in ons lewe deur Christus ontvang het in die werking van die Gees in ons lewe dit vir ons vasgemaak het, kan ons nie anderster as om groot dinge oor God te sê nie, kan ons nie anders as om die Here se naam groot te maak en aan hom al die lof, die eer, die dank en aanbidding bring nie, want hy is die een wat alles in ons lewe bepaal, oor wie alles gaan, deur wie alles funksioneer en deur wie ons in ons lewe ook elke dag lewe. En Petrus gaan verder, hy sê wanneer ons aanhou glo en glo in ons geloof groei en sterker word, dan gaan 'n lewe wat God verheerlik verder. So 'n lewe gaan uit in liefde en lojaliteit teenoor ander gelowiges. So ons identiteit word ook daaraan gekoppel dat ons na ander gelowiges moet kyk, medegelowiges moet versorg en seker maak dat hulle lewens in lyn is, dat hulle lewens reg is, dat dit met hulle goed gaan, dat hulle nie swaar kry nie, dat ons hulle ook kan bemoedig en na ander gelowiges kan uitreik, hulle besoek, saam met hulle bid en die Here loof en prys. Dan sê Petrus, dit gaan nog 'n tree verder. Want wanneer ons lojaal is teenoor medegelowiges, wanneer ons hulle versorg en liefde aan hulle wys, dan kring dit ook uit dat ons saam liefde sal hê vir ander mense, alle ander mense, dat ons regtig sal omgee vir mense, dat ons regtig sal uitreik na mense. Want as ons al hierdie dinge doen wat Petrus beskryf, sal ons al hoe meer leef soos die Here dit van ons verwag. En dan sal ons nie verveeld rondsit nie. Dan gaan ons genoeg dinge hê om ons mee besig te hou, want daar's soveel dinge wat ons moet doen waarmee ons God in ons lewe moet verheerlik. Want ons moet ook onthou, daar sal nooit 'n dag verbygaan dat ons nie voluit vir die Here gaan leef nie, want ons gaan elke dag voluit vir hom lewe. En ons kennis van hom sal baie vrug in ons lewe dra. Hoe meer ons hom ken, hoe meer vrug is daar in ons lewe. Daarom kan ons dit ons eie maak vandag. Kan ons vandag sê, Here, ek wil u kind wees, ek wil aan u behoort, ek wil my lewe volkome aan u oorgee. Ek wil hê dat u my identiteit moet bepaal. Ek wil my wêreldse identiteit neerlê
en vir die Here vra dat hy deur sy Gees vir my die volheid van my identiteit in Christus sal wys en dat hy my sal leer hoe om so te leef met die regte karaktereienskappe en met die regte lewensingesteldheid. En daarom sal ons nie blind wees vir dit wat die Here in ons lewe van ons verwag nie. Sal ons voluit lewe op so 'n manier dat die Here met ons tevrede sal wees. So wanneer ons in Christus is, verander dit nie net ons lewe nie, maar dit verander ook ons identiteit. Dit verander hoe ons na die lewe kyk en ons kan dan 'n lewenswyse aankweek waar ons met volharding lewe omdat ons God se kinders is. Daarom moet ons weet ons identiteit word gekoppel aan geloofsgroei. Ons identiteit word gekoppel daarin dat ons die regte dinge doen. Ons identiteit word daaraan gekoppel dat ons God beter wil leer ken. Omdat hy ons identiteit bepaal, hoe beter ons hom leer ken, beter gaan ons onsself verstaan. En daarom het ons ook 'n identiteit van selfbeheersing, waar ons nie toelaat dat die sonde oor ons heers nie, maar God alleen. En daarom het ons 'n identiteit van iemand wat 'n standvastige persoon is, wat kan volhard in enige situasie. En daarom verheerlik ons die Here. Dis deel van ons identiteit. Dis om aan die Here al die lof, die eer, die dank en aanbidding te bring. En daarom kan ons ook teenoor mekaar lojaal wees, teenoor medegelowiges, sonder om iets terug te verwag, lojaliteit te wys en liefde te wys en uit te reik. En kan ons ook dan liefde hê vir alle ander mense, sonder dat ons iets terug verwag, sonder voorbehoud, onvoorwaardelike liefde. En dit bring ons by die opdrag van ons Here Jesus Christus in Matteus 28, waar hy sê, gaan dan heen, maak mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En dit bring ons dan by die einde van vandag se program. Want ons moet onthou, jy kan onthou dat gebed vir jou baie belangrik is, die studie van God se woord, en dat jy deur jou gebedslewe ook baie van hierdie sake wat ek vandag aangeraak het, met die Here kan bespreek en met die Here kan hanteer, sodat jy in jou lewe ook kan weet dat die Here in jou is, dat die Here deur jou werk. Jy kan al hierdie sake met die Here bespreek in gebed, wat ek vandag in die program hanteer het, sodat jy in jou lewe ook jou identiteit beter kan verstaan, sodat jy ook in die volheid kan leef van die Heilige Gees, en dat jy dan natuurlik ook die vryheid van God se Gees sal ervaar, die oomblik wanneer jy aanvaar dat God vir jou 'n identiteit gegee het. En die oomblik as jy dit ervaar, wat dit beteken om hierdie nuwe identiteit in Christus te hê, sal jy met die nodige vryheid en vreugde in jou lewe kan lewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons deur U Gees help en vorm en laat groei, sodat ons al meer die beeld van ons Skepper in ons lewe kan wys. Here, help vir ons dat ons sal besef hoe groot U genade vir ons is, hoe groot U liefde vir ons is. Dankie Here dat U vir ons nuwe mense maak, dat U vir ons maak wie ons is, en dat ons daarmee vrede kan maak, want dit is die ware beeld, die ware identiteit waarmee U ons gemaak het. Wees met ons vandag, ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.